Eendag, lank gelede, was daar 'n seewierwoud in die see. Weet julle wat 'n seewiere? Ja. Sulke plante wat op die bodem van die see vasgroei met hulle worteltjies. En dan het hulle lang blare vol ligborreltjies wat in die see rondwaai, soos wat die stroom heen en weer gaan. Lyk dit soos plantjies wat heeltyd vir jou waai en sê hallo, of dalk sê dit vir jou kom hier. Maar daar was 2 klein pikkewyntjies. Julle weet nou natuurlik is Pikkie en Wyntjie wat rondgeswem het by die see. En hulle het hierdie seewiere gesien, julle. Maar daar was die mooiste kleure koraal om hierdie seewiere wat in hierdie seewierwoud ingegaan het. Oranje, pers, pink, groen, blou, rooi, oranje, die helderste geel. En in die aand skyn daar die geel soos helder liggies. En hierdie pikkewyntjies het elke dag teruggegaan. En eendag, toe besluit hulle swem in die seewierwoud in. In daai seewierwoud hoor hulle 'n diep gekreun. Dit klink soos 'n walvis. En toe hulle daai geluid hoor, swem hulle weg. Uit die seewierwoud uit. By die huis aangekom, onder die bedjies ingegaan en dadelik kom pappa en mamma pikkewyntjie en sê: "Hey! Hoekom maar hardloop julle so vinnig? Hoekom swem julle so vinnig hier so by die huis in?" "Pappa, ons het iets vreeslik gehoor." Kom ek raai," sê pappa. "Julle was by die seewierwoud en die verskriklike gekreun gehoor." "Ja, pappa." Ons het nog nie 'n pikkewyn gehad, braaf genoeg om daar te gaan kyk nie, want miskien is dit 'n megalodon. Genigtig, julle. Weet julle wat 'n megalodon? Ja. 'n massiewe, groot reushaai met tande so groot so stootskrapers se penne wat in die see bly. Van die seediere glo dat megalodons happe uit koraalrotse gevat het en alles op een slag opgeëet het. Hulle dink dat megalodons skepe ingesluk het heel. Van hulle dink megalodons is gemaak van yster en staal. Swem nog in die see rond. Hierdie pikkewyntjies soos woe, nee. Maar daai aand sê Pikkie vir Wyntjie: "Ek het nog nooit 'n megalodon gesien nie, ek wil graag een sien. Kom ons swem net môre nader tot ons hom sien." Julle, maar in die nag, terwyl hulle slaap, hoor hulle verskriklike gekrap op die seebodem. Verskriklike gekrap. Stukke wat afbreek. Van die rotse af. Stukkies koraal begin rond te dryf. En net daar, in die volmaanlig, wat deur die water skyn, is 'n massiewe krab. Hulle noem hom die rooi penkrab. Daai krab se bene is so lank, soos 'n bus. Een been. En hierdie krab is 'n spesiale krab. Hy het 12 bene. 8 waarmee hy loop. 2 waarmee hy vasgryp. En 2 wat by sy rug uitstaan. En alles gryp wat afbreek. Julle, en dan gaan daai ding en hy eet verwoed en verskriklik. Genigtig, en dit was verskriklik erg. Dadelik het hierdie pikkewyne gevlug voor hierdie rooi been, die rooi penkrab. Enigste plek waar hulle kon wegkruip was binne in die seewierwoud. Wat is die ergste, massiewe groot megalodon of die rooi penkrab? Maar daai krab het geknaag en gepluk en geruk aan hierdie koraal. Die vernietiger van die koraalrif is wat hulle hom van daai dag af genoem het. Wat gaan gebeur? Maar in daardie seewierwoud, pikkewyntjies weggekruip. Hoor hulle weer die verskriklike gekreun en dink: "Hier kom die megalodon!" Maar 2 pikkewyntjies het gaan koekeloer. En reg in die middel van hierdie woud kruip 'n walvis weg, die laaste van sy soort. Die bangvis het hulle hom genoem.
Hulle was baie braaf gewees eens op 'n tyd, maar soos hulle minder en minder geword het hulle meer en meer begin wegkruip en die pikkewyne en die seekat het genoem, dis die bang walvis. Die bangvis was baie groot. Die bangvis was baie sterk. Massiewe vinne gehad. Vinne wat lyk asof hy vlerke het. Met 'n baie groot mond. Maar in sy mond was 'n plek waar koraalriwe gegroei het en hy het dit gelê op die seebodem. En dan het dit weer begin groei. Dit was toe soos die gesondmaker van die koraalriwe. Alles in sy mond word gesond. O, gatsie, julle mag kyk, daar kom daai rooi penkrab. En hy kap daar 'n stuk van 'n koraalrif van 'n koraal af. En hy vat van daardie seewierwoud en hy slurp dit op asof dit spaghetti was en die pikkewyntjies sê "Aaah!" En dadelik vra daar die groot bangvis. "Hey julle, wat is daai geraas?" En hulle sê, dit is die rooi penkrab wat kom. Die grootste wat ons nog ooit gesien het. Hy vernietig die koraal. Dis nie mooi van hom nie, sê daai walvis. Julle moet hom gaan wegjaag. Ons kan nie, ons is klein pikkewyntjies. Ja, maar julle moet probeer, ek hou nie van hom nie. En die pikkewyntjies het gaan kyk, maar daai krab, julle, het mal gegaan op daai koraal. Die water was nie eens meer so skoon nie. Vissies was sonder huise, klein krabbies en seekatte moes wegkruip in die sand, waar die haie hulle kan kry. Pikkewyntjies kon nie uit hierdie oerwoud van seewiere gaan nie. En hulle het teruggegaan van daai bangvis gesê, hoorie bangvis, ons is net so bang soos jy. Maar papa Pikkewyn kom en sê, bangvis, sê gou vir my, is jy nie die grootste dier in hierdie see nie? Ja, van ons my uit, ek gaan nou wegkruip. En daar swem my weg, julle. Kraak, en kreun daar 'n ding. En toe papa Pikkewyn gaan kyk, gaan kruip daar die groot bangvis weg, binne in 'n duikboot, wat gesink het. Daar was 'n kraak in die kant en die hele bangvis het daar ingegaan. En daar sit hy in die donkerte van hierdie groot duikboot en wegkruip en hy sê, help my, julle moet weggaan, kry daai rooi groot penkrab weg. Maar papa Pikkewyn swem in en sê, maar is jy nie die grootste nie, is jy nie die sterkste nie, is jy nie die redder van koraalriwe nie, is jy nie eintlik hier om almal op te pas nie? Ja, maar ek is net een, maar jy is 'n massiewe een, sê papa Pikkewyn. Ons kan sien hoe sterk is jy. Ons weet, jy kan dit doen. Jy kan almal beskerm. Almal gaan jou vriende en maats wees. Jy's die beskermer wat ons wil hê, julle. En hoe meer hy met daai bangvis praat, hoe brawer voel daai walvis. En die volgende oomblik kraak daar die duikboot. En die duikboot styg op. En die bangvis swem in die duikboot rond. En hy lig homself op tot bokant. Hierdie oerwoud van seewiere. En hy swem daar uit. Kyk, daai krab dog nog, hy gaan 'n stuk koraal afbyt. Toe hoor jy, kraak daardie yster van daardie duikboot. En daai walvis kom daar uit, julle, toe hy sy bek oopmaak, skeer die voorkant van die duikboot oop. En dit lyk soos die mond van 'n megalodon. En die krab is soos, ek sal jou veg, jou megalodon! Pikkewyntjies dink, wat, kyk hoe klink sy stem. En die krab kom nader met een van sy pote. Ja! Maar daai walvis draai dwars en hy tref met die kant, met die sy van daai duikboot, daai tipharde staal. Doem! Daai rooi penkrab op sy dop. Pwa! Trek hy weg, julle, maar sy poot hak vas aan die bek. Een oopskeer opening van daardie ding, en hy hak vas en tref op die grond, en daardie bangvis hoor net, ek is braaf, en die volgende oomblik toe hy dit skree, gaan sy vinne oop, en hy druk deur daardie klomp eisters,
En net daar, voor daardie rooi penkrab, verskyn hierdie massiewe walvis, die grootste ding wat sy lewe gesien het. En net so, met een blaas daardie groot braafvis, 'n spuit water wat daai rooi penkrab die mekaar maak. Hy spin in die ronde, om en dwars, hy weet later nie water is bo, waar's onder nie. En hy tref die rotse. En die groot braafvis is sterk om hom. En hy slaan hom af van daai rots af. Verdwyn hy in die rooi dieptes van die see in, langs die koraalrif af, en al die pikkewyne skree, jippie! Krappies, vissies, seeperkies, seekatjies, jellyvissies, nemoutjies. Al die vissies dans en hop en sing en dans om hierdie groot braafvis. Dit lyk soos 'n vuurwerkvertoning onder die see. En haie. Die haie, hulle bly op 'n afstand. En hierdie vis, hierdie groot braafvis, maak sy mond oop. En hy vat sulke happe van daai koraal. En hy hou dit van alles wat afgebreek het, wat die krab kom breek het. Hou dit in sy mond, en in sy mond begin die koraal baie vinnig groei, aan mekaar vas, en soos dit regkom, sit hy dit neer in 'n patroon van 'n massiewe ster. En van daai dag af, het die pikkewyne gebly in Sterland. En daai krab het nooit weer gekom nie. En die oppasser van hulle almal was die braafvis.